lees in B van module 4, die verlossingsplan van God. En ek het al baie daarna verwys, en ek het baie van die skrifte het ek vir julle gesê, ek weet, hierdie is die verlossingsplan, verwys hy verlossingsplan, en ek meen, julle kan nie glo hoeveel kinders van God weet nie wat beteken die verlossingsplan of wat behels dit. Hulle kan dit ook nie vir jou die woord uit regtig beskryf of sê. En dis baie belangrik. Want as iemand vir jou vra hoe jy is gered, of hoe jy is verlos, wat behels dit? Hulle wil dalk meer weet. En dan gee jy sê, wie bel die dominee of bel die pastoor of iemand. Ons moet weet. Jy moet weet wat was God se plan met verlossing vir die sonde. En ek dink dit raak aan die laaste vraag die wat Tannie op wou vra. As ons nog geweet het, daar gaan sonde wees. Die verlossingsplan was van dag 1 af waar ons kom. Alright. Die verlossingsplan van God om die Nuwe Testamentiese verklaring van God as Vader, Seun en Heilige Gees te verduidelik, moet ons eers die sondeval van Adam en Eva bestudeer, as ook die belofte van oorwinning wat God in Genesis 3 vers 15 gegee het. En daai ene ken julle seker nou reg. Sê jy? Genesis 3 vers 15. Ek ken net die tweede sê. Ja, die laaste blik so. En ek sal vyandskap stel tussen die man en die vrou, tussen jou saak en haar saak, en hy sal jou aan die haksteen byt, en jy sal hom in die kop vermors. Nee. Jy weet nou baie hoe kan wat jy gesê tussen die man en die vrou. As die vyandskap tussen die man en die vrou, die vyandskap is tussen die vrou se saad en die slang. Ja. Alright? En dan hy sal, en jy sal hom aan die kop vermors en hy sal jou in die haksteen. Ja. Dit is alles te doen. Dit is nie mamma wat ek Herman, weet jy om dat? Ja. Gaan jy so gaaf wees om ons almal net Nee, die verlaat. Hoor nou. Ja. Ek gaan sommer net die vers lees. Kom. Hierdie vers word soms die prediking van die Messia aan die tyd van Eden genoem, aangesien dit die een bekendstel wat die mensdom van die maag van die verleier sal verlos. Die saad van die slang, hoe is dit op die regte? Daai is dit 'n Dis verduidelik. Ja, dis die verduidelik. By die Bybel, by die vers. Hy begin met en ek sal vyandskap. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. Ek het jou gesê. Nee, mamma het gesê. Nee, Hy ek sal kyk, toe sê ek vir jou, dis anderster om, want ek het ook gedog die vermorsel kom laaste, want die vermorsel deel is juist die opstanding. Dit dui op die opstanding, ons die vermorsel. Hy sal jou in die haksteen byt, en ek sal hom die kop vermorsel, aan kop vermorsel. En dit is dit dan, wat kom aan die Nee, mamma het net ek sê mamma eers. Hy sal jou in die haksteen byt en jy sal in die kop. Weet julle wat kan ons doen as ons klaar is? As ons terug gaan op die video, dan kan ons presies oor en oor. Nee, maar dit is, maar kop vermorsel kom eerste. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom die haksteen byt. Mamma het net gesê. Maar dit was dan eers die haksteen byt is dan is die kruisiging. En die vermorsel is die opstanding. Maar hoekom is hy het hom so gesê? Maar onthou nou, dit maak nie saak nie, dis die gebeurtenis. Hy het nie dit kronologies uitgestel. Ja, want ek het dit toe nou nogal, dit is hoekom ek toe gesê het, maar hulle stel dit anderster in die Bybel, ek het gedog dit die vermorsel kom ook laaste soos die opstanding.
Maar dit is nie so. Die visie is dit nie so. Nee. Alright. Maar ons het hom werk, ek bly almal is dit verwittig. Alright. So, kom ons kyk na die mens en sy koninklike gesag. In Genesis 1:26 sien ons dat God die mens as heerser oor sy skepping aangestel het. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Julle sal sien, daai stukkie is onderstreep, en dit is baie belangrik, want mense lees dit, maar hulle weet nie eintlik hoe belangrik is dit nie. So as God gesê, laat hulle heers, wie is die heerser op die aarde? Die mens, net so. So, kan God dan kom en dan vir hulle sê, jy het nou nonsens al gaan, ja, of ek sien jy maak nonsens droog, back off, ek gaan bietjie oorvat. Nee, want ek kan nie teen sy eie woord gaan. Hy het nie gesê, laat ons heers nie, hy het gesê, laat hulle heers. En ek dink ek het, ons het al hierdie vers behandel, en ek het 'n ding gesê, toe ek nou verwys. Toe sê ek, bel ons op baas hom en sê, luister, jy sal kom jou bakkie kom huis, so ek sal oorvat. Ek is nou jou job, jy kan net so 'n bietjie kalm wees. Ek sien, jy doen 'n goeie job, nee, ek sal 'n bietjie vat. Nee, jy is aangestel vir daai werk, en jy het die verantwoordelikheid vir daai werk, en dis jou werk, dis jou verantwoordelikheid. En so het God vir die mense sê, luister nie, julle sal heers. Adam, jy moet heers. Waak en bid. Kyk, hier's 'n vyand, Adam. So, jy moet waak en jy moet heers. So, hy was die heerser. En hoe weet ons dit? Want as jy na die versoeking van die Here Jesus gaan kyk, na sy 40 dae vas, ek dink, dis die Lukas gedeelte, want sê hy vir hom, jy moet neerval en my aanbid, dan sal ek jy al die koninkryke van die aarde gee, want dit is aan my oorgegee. So hy het dit nie gehad nie, hy het nie heerskappy oor hierdie aarde gehad met al die chaos nie, dis hom gegee. Met ander woorde, deur wie? Sal God dit hom gegee? Deur Adam. Deurdat hy hom ondergeskik gestel het aan die een waaroor hy moes heers. En ek meen, dit is vandag vir ons van krag ook. Sodra jy jou ondergeskik stel, is jy kind van God, in 'n area waar die Satan heers, dan gaan hy vir jou roer. Jy kan nie hom 'n krieseltjie gee nie. Jy moet dat God totale heerskappy vat van jou lewe. En baie mense sukkel met dit. Want hulle sê, Here, ek volg U alles, maar hierdie een vertrek. Ek het hom nog nie uitgesorteer. Die Here wil nie net bietjie, hy wil alles hê. En dan sodra jy nie daai oorgee aan hom nie, en die duiwel is nog in beheer, dan roer hy jou. En hy gaan dit oor, hy het so 'n patroon wat hy volg, heel dieselfde goed. So, in elk geval, die mens moet heers, dis eintlik waar ons deurkom. Waaroor moet hulle heers? Oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So, dele omvang van die aarde. Alright, jy sien nêrens daar staan, en oor ander mense. Jy moet oor God se skepping heers. Alright. Die Engelse woord vir heers is dominion, wat op 'n koninklike gesag dui, en die woord koninkryk in Engels is kingdom, wat afgelei word van king en dominion. Dit is waar hy samestelling kom, en dit is waar koninkryk, koning en ryk, so koninklike heerskappy. Alright. So, God skape die mens met die doel
dat hulle oor die hele aarde moet heers. Naas God het die mens die hoogste gesag op aarde besit. God sê, hulle moet heers wat daarop dui, dat die mens in die verantwoordelike posisie gestel het om as bestuurders van sy skepping op te tree. Alright, so nou weet ons dit. 2. Die sondeval. In Genesis 2 vers 15 beveel God hulle om die tuin waarin hy hulle gestel het te bewerk en te bewaak. En dis nog 'n ding wat mense mislees. Hoekom sal God vir hulle sê hulle moet dit bewerk en bewaak? Die tuin. Want ek bedoel, Want daar's 'n skelm, hoekom het ons alarmstelsels by ons huis? En die weer voor. Uiteraard, ek wil sê, hy het natuurlijk weer die duivel kom wat te kos. Ja, want die vyand was daar. Ja. Die Satan was daar. So God waarsku hom. Hy het nie vir hom gesê, nee, jy's net kalm nie. Hy het vir hom gewaarsku en sê, jy's die hoogste gesag op aarde. So eintlik kan die vyand jou nie eintlik fisies enige leed aandoen. Want jy's die koning van hierdie aarde. Maar jy moet waak. Jy moet wakker wees. Want daar's 'n vyand. En dit is so eenvoudig soos dit. So, nou so kom, as ons hier so sit in die huis, los ons al die deure oop, of as jy op vakansie gaan, los jy al die deure oop, los jou kar oop. Jy weet, daar's 'n vyand, hy wil jou goed steel. En ek meen in ons geval is dit 'n fisiese vyand, daai tyd was dit nou maar 'n geestelike vyand wat die duiwel. Maar ek meen, dis hy wat nog steeds in mense se harte werk. So eintlik sit ons met presies dieselfde ding. Right. Ek dink nou meer trawant. Ja. So die feit dat hulle dit moes bewaar, wys ons daarop dat God konflik in die tuin verwag het. Van die begin af was hy bewus daarvan dat 'n vyand teen die mens sal opstaan. Uit Genesis 3 vers 8 kan ons aflei dat God hulle daagliks in die tuin ontmoet het. So dit beteken Adam en Eva daagliks in God se teenwoordigheid was en hom van aangesig tot aangesig gesien het. En julle weet as jy daai gedeelte lees dat hy sê God het in die aandbytjie gekom en hy het hulle gepraat. So dadelik sien jy, daar's verhouding. God het nie mens gemaak en gesê daar was hy, baba, hy sien julle nooit weer nie of ek gaan vakansie vir 10 jaar of wat ook al. Nee, God het daagliks met hulle ontmoet en hy het met hulle gemeenskap gehad. Dit dui op 'n verhouding. Alraai. Kies. Weet ons iets of staan daar ergens iets van die Here wat Lucifer uit die hemel? Daar is skrifte wat daarna verwys, wat al die Bybelskolars ooreenstem, dis die val van Lucifer. Ek dink ons het dit behandel so rukkie terug. Ek kan dit nie uit my kop uit onthou nie, maar waar hy sê, daar was niemand mooi as jy geskaap nie en alles. Ek dink Job verwys ook daarna. En dan sê hy, en ek het die Satan soos 'n bliksem in die hemel sien val. O ja, op die aarde. En dan praat hy op 'n ander gedeelte, wat hy praat van hoe mooi was hy, en daar was niemand sy gelyke nie. En totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is. En dan vertel dit van die ongeregtigheid. En dan sê die woord, jy wou jou gelykstel met die Allerhoogste. Okay, nee, want omdat hy nou so sê, soos wat jy nou daar sê, hy het konflik in die tuin verwag. Ja. So dit het alles gebeur. So daai verse, ek kan nie onthou, ek moet dit net eens soek, want ek kan nie in my kop uit onthou nie, verwys daarna, en soos sê, al die Bybelskooliere is eens dat dit verwys na die val van Lucifer, waar hy op die aarde neergewerp is. En ook, as jy daai skrifte lees, hy is kragteloos op die aarde neergewerp. So hy het geen mag, geen gesag, geen autoriteit gehad.
Maar Adam is ek sterk. Ja, nee. Ja, en nuwe koffie. En Dankie, sweetie. Baie dankie, gaan. Alright, so moet ek iemand kry om te lees en nou dat ek 'n slukkie vat. Ek sou lees. Ek kan 'n bietjie koffie drink. Ons gaan nou. Dan ek kan rustig vat. So by al daai baie verse uitkom. Want dit het gebeur voor die skepping. Niemand kan dit bepaal nie. Niemand kan dit bepaal nie want niemand weet van die tydsgreep. Niemand weet hoe lank was Adam en Eva van die tuin voordat dit plaasgevind het. Baie mense is maar net ek wil per se jou menslike brein sê vir jou na die skepping omdat dis die volgende wat gebeur het. So hulle het seker dag 10 of dag 11 toe val. So dit kan jy verstaan dit is so jy weet. Ja. Jy weet nie of dit nog voor die skepping gebeur het nie, maar as dit voor die skepping gebeur het en God het die aarde gemaak, waar sou hy neergeval het? Waar sou hy geval het? Ja, dit So, ek sien wat jy sê maar want die Here het klaar geweet daarvan hy konflik verwag. Hy het geweet daarvan met Hy tyd. weet alles. Ja. So dis moeilik want nêrens in die Bybel, ek jy moet regtig waar van sak om daar en daar dag en datum. Nee, dit pla my nie so net te sê, want dit is nou net vir my interessant dat hulle, daar is nou nie in die woord self nie, dit is net eintlik 'n omskrywing van die Here het verwag daarvan, soos jy gesê het. Ja. Die Here het geweet wat dit sê aan by daai vraag wat ek ons nou vra. En onthou nou in hierdie hele geval wie het Genesis geskryf? Nie Adam nie. Nie Adam nie. Nee, dit is nie Adam nie. So Moses het dit geskryf. Ek wil sê, is dit nie Moses nie? Maar ek het ergens dit in my agterkop. So onthou nou net die Here sê dit vir Moses, so hy het nie kronologies als daar presies gepinpoint soos wat dit gebeur het nie, want hy was nie daar nie. So hy het gehoor en hy het geskryf. Nou ek meen dit is, ek dink feitlik baie akkuraat, maar ek glo nou nie dit is toe dit gebeur en toe dat gebeur en toe dat gebeur en toe en ek meen het Moses het hy die eerste 5 boek. Die Pentateer. Het hy mos nie almal geskryf. Ja. Ek sê dis nou. Alright. Daai tweede pak. Die tragedie is egter dat hulle hierdie wonderlike voorreg verruil het vir 'n leuen. Toe hulle op 'n dag aan God ongehoorsaam was deur hulle ore vir Satan uit te leen. 'n Gesprek wat aanvanklik onskuldig gelyk het, beroof hulle van hul heerskappy. Satan het hulle mislei en hulle het van die verborgde vrug geëet. Hierdie besluit en daad van ongehoorsaamheid lei tot die verbreeking van 'n persoonlike verhouding wat hulle met God gehad het. En die gevolg was dat hulle onsterflikheid van hul ontneem is. Die resultaat van die sondeval is die dood en 'n gebroke verhouding tussen God en die mens. God wat heilig is, was verplig om sy gees van die mens te onttrek weens die teenwoordigheid van ongeregtigheid in die mens se hart. So, en dis nogal kwaai, ek meen, hoeveel mense val verleens? Ek mag net praat nou net weer vandag oor waar hulle op die kerkgroep gestuur het vir hierdie scam. En wat is 'n scammer? Kom hy en hy sê vir jou, luister, ek se skelm wat jou geld steel. Hy vertel vir jou al die mooiste goed wat klink as wat die good die true is. Ja, en alles. Hier is die antwoord vir al my finansiële probleme. En in die meantime lieg hy deur sy tande elke oomblik van die dag, want hy wil net hê jy moet hom glo.
En as jy hom net genoeg glo, kan hy jou mislei en hy kan kry waarvoor hy gekom het. Dis wat die duiwel doen vandag. Net met mense se siel. Hy kry vir jou om 'n leuen te glo. Maar die leuen is nie blaatant sodat jy dit mis nie. Dit is net so naby die waarheid. Dit is so effektief. Want hoekom is 'n scammer suksesvol? Dit klink soos die waarheid. Ja. Hy bel van die bank. En hy moet jou help want jy het 'n probleem en is besig om jou geld te steel. En jy moet nou reageer. En ek meen, hulle gooi al die feite. Wat het die duiwel gedoen? Het God nie gesê nie. Hy gooi die feite wat God gesê het. Maar hy moet hom net so liggies afweer dat dit nie presies is. Maar sodat jy nie optel. En dan as jy hom gesluk het, dan kom hy met sy volle lewe. Dan het hy dit. Want ek meen, het God nie gesê, as jy van die boom sal eet sien nie sterf. Dan sê hy sy vir hom, God het dit gesê. Sê nee, jy sal nie. Twyfel. Ok. So, wees op julle hoede. So na hierdie gebeure, was die mens nie meer in die bestuur van die skepping nie, maar hy het die navolger van Satan geword, omdat hy sy gesag om te heers aan God se vyand afgegee het. Met ander woorde, ons noem dit hoogverraad. Punt nommer 3. Wat Adam gepleeg het. Ons gaan nou nie hare kloof oor alles wie se foute, wie se wat en wie se wat nie. Die mens. Maar die hele situasie, die hele gebeurtenis is hoog. Ja. So hy en sy vroutjie was ewe skuldig. Hulle was albei deel. En dit was dit. Nee, is daar nou nie by Adam met vir Eva gesê, die vrou nie. En is nie daar nie. Nee, ons kan nie nou daar toe gaan nie. Dit is sommer 'n onnodige moeilikheid daar. Nee. Alright. Nou het ons gesien daar was hierdie heerskappy dis verlore. Nou kom daar 'n herstel. En daai herstel noem ons die verlossingsplan. So nadat die mens sy teenwoordigheid in God se teenwoordigheid verloor het, nadat hy die heerskappy verloor het, beteken dit hy is verlore. So God het 'n plan gemaak. Hy besluit, die mens gaan nie net verlore wees vir ewig. Daar moet 'n plan wees om dit weer te herstel. En dit is punt 3, God se belofte tot herstel. Nou al hierdie gebeure van teleurstelling, sien ons hoe God met 'n restaurasieproses begin. In Genesis 3 vers 15, julle onthou hom nou net, moet ons hom weer lees. Maak God sy verlossingsplan aan die mens bekend. Nou ja, kom dan nie lees hom. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. En tussen jou saad, wat haar nageslag is, en haar saad, tussen jou saad en haar saad, die nageslag, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haaksteen byt. In die haaksteen, nie aan die haaksteen. In die haaksteen. In die haaksteen. Okay. Nou ons noem hierdie, en ek het dit al vir julle gesê, die moederbelofte. Right. So dit is die eerste belofte van die verlossingsplan. So nog voordat God aan Adam en Eva klere gegee het om hulle naaktheid te bedek, maak God aan hulle die belofte dat hy deur die nageslag van die vrou 'n verlosser sal stuur om die toestand van nederlaag in 'n oorwinning te ontskep. Maar hierso skree almal halleluja. So ons sien dat God nie net 'n belofte van herstel vir die toekoms gee nie,
maar dat hy ook die sonde en die naaktheid van die mens bedek met die bloedvergieting van 'n dier. Hy sê maar nakies waarskynlik die bloed van 'n lam. Die woorde, hy sal jou die kop vermorsel, dui daarop dat daar in die verre toekoms 'n menseseun deur 'n geboorte sal kom wat hierdie belofte sal vervul. Alright. So, en dis nog 'n ding, want baie mense sê ja, maar hoe weet ons daar was 'n offer gebring? En dit staan nêrens. Daar van Genesis, hoe weet jy daar was bloedvergieting gewees met 'n offer? Staan dit daar? Staan dit by? Nee. Staan dit nie daar? Ek weet nie. Sit nie daar nie. Ek kan dit nog dan dat ek nie. Staan dit in jou Bybel? Nee. Maar hoekom ons daai aanname met, kom ons sê 100% sekerheid kan gee? Die woord sê, en hy het hulle klere gemaak van vel. Nou, as jy 'n dier se vel kry, wat gebeur met die dier? Sy loop nie daar rond sonder vel nie. Hy moet geslag word. En daarom sê ek, daar was die eerste offer gebring. En 'n offer gaan gepaard met bloedvergieting. Want daar moes 'n dier sterf. En dis hoekom hulle sê die waarskynlikheid is dat dit 'n lam is. As jy vat verder in die Ou Testament word die lam geslag vir die sonde of vir die prys vir die sonde, die bedekking vir sonde. En ook as jy dit verder so deurtrek in die Ou Testament is die priester die offer gebring het dit net die sonde bedek. So hierdie bloedvergieting dan wat hier moes plaasvind, het hulle naaktheid bedek. Die vel van daai dier het hulle naaktheid bedek. So, maar dit was nie permanent nie. Daarom moes daar 'n verlosser kom wat 'n volmaakte offer kon bring. So daarom hoef ons nie nou nog te offer nie, want ons het die volmaakte offer van die belofte van Genesis 3:5. Kyk, jy verstaan nog. So nêrens staan daar en die Here het nou 'n offer gebring nie. Dis 'n ons het Bybelse aanname wat almal maak, maar dit maak net logies sin en waar kom die velle vandaan? Dit was nie in 'n lamkas gewees nie. Hulle het die klere gehad. So daar moes klere gemaak geword van vel en daarom kan ons sê as jy klere van vel het, moet een of ander iets doodgaan. En as dit nie op die vel in die hande te kry. Alright. So Satan se heerskappy het 'n destruktiewe effek op die aarde gehad. En hierdie is nou nogal radikaal. Binne die eerste 19 hoofstukke van die Bybel vind ons die effek van sy heerskappy. Hy laat die mens tot so 'n toestand verval dat Genesis 6:6 sê dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En ek meen as jy dit gaan lees, hoe radikaal, ek meen, daar so Kain maak vir Abel dood, dan is dit die hele toenemende verderf van die sonde. Ek meen, alles wat gebeur het tot op Noag, dit was chaos. Alright. So die verderf was so groot, dat God die hele wêreld met 'n vloed moes laat vergaan, omdat daar niemand was wat meer na hom gesoek het nie, behalwe een enkeling, naamlik Noag. God red hom en sy gesin en een paar van elke diersoort deur water heen. Maar nie, kan jy vir ons also 1 Petrus 3 vers voorstel? Maar ek het dan met
Ja. Nou nie dat daar vyandskap tussen my en jou bestaan. Geen nou vijandskap gestel op nie. Asseblief. Mamma het gehoor, mamma moet nie geluister nie. Hoor ek wil sê daai man daai. Ja, kyk, dat mooi. 3:20 sê jy. Ja, 1 Petrus. Wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin dit is 8 siele deur water heen gered is. Alright. So dit is nog 'n kwai stelling daai. En baie mense trek hierdie deur na die dood. So daai water, want hulle is deur water heen gered. En nou as jy verder gaan, dan praat hulle baie van 'n gedeelte in Paulus praat van dat die hele volk Israel met hulle tog uit Egipte is hulle in die Rooi See gedoop. Met die tog deur die Rooi See, dis 'n simbool van die doop. So hoe hulle dit deurtrek is water het 8 siele gered. En ek meen vandag as ons toetree tot die koninkryk, moet ons deur die water gaan, die bad van wedergeboorte. Right. So dit is die konnektasie daarso. Right. Dis duidelik dat die Satan van die oomblik af, nadat God hierdie belofte gemaak het, gekonsentreer het op die saad, met ander woorde die nageslag van die vrou. En hierdie is ook baie interessant. Hy het hierdie belofte wat God in Genesis 3:15 gemaak het, gevrees en het alles in sy vermoë probeer doen om dit teen te staan. Oor geslagte heen het hy die skote van vroue toegesluit. So almal wat in sy raamwerk potensiaal gehad het vir die verlossing. Gaan lees die woord oor die kinders hê. Sarah oor die kinders hê. Is dit Isak se vrou? Ja. Totdat sy swanger geword het met die tweeling. Wat is dit? Jakob se vrou Rebekka, die kon kinders hê. So deur die geslagte heen, dan vind jy hierdie tendens. Eenvoudig hoekom? Daar's ander vrouens wat horde kinders. Hoekom nie die lyn waaruit die Messias gebore is? Gaan kyk bietjie hoeveel vrouens moes deur bonatuurlike ingryping sonder. Alright. So as hy die potensiaal vir die vervulling van hierdie belofte in hulle gesien het, reg van die begin van die sondeval af, het hy die dag gevrees. Reg van die begin van die sondeval af het hy die dag gevrees wanneer hierdie verlosser kind gebore sou word. Nog 'n interessante ding. Toe Jesus gebore is en Herodes hoor daarvan, wat het hy gedoen? Ja, hy wou mos eers te kenne kom, toe het die Gees mos vir die wyse manne gesê, nee, gaan aan 'n pad. En toe sê die skrif, toe hy hoor dat hulle het nou weggegaan alles, van daai datum af, want ek dink dit is van 2 jaar en onder toe of iets, daar was 'n spesifieke datum, van daar af, wipe almal, want hy was nie seker, en hy kon nie 'n kans vat. Ja. Dink nie, hoeveel seentjies moes hy vermoor het, want hy wou een uithaal. So werk van die Satan. Hy wil daai verlosser kind stop. Weet. Jesus staan nou oor geslagte heen het hy die skote van vrou. Wie staan by hy die skote van vrou geslag? Satan. Die duiwel. Ja. Alright. Sy aanslag teen die mens was so fel dat die mense hulle self gebruik het, vergryp het aan die volgende sondes en dan noem hy hulle daar. En julle kan hierdie gaan lees vir huiswerk. Moord, Genesis 4 vers 8. Polygamie, Genesis 4:19. Hoerery, Genesis 6:2. Boosheid. Sorry, polygamie, wat
Ek wil dit verander. Dit is as jy meer as meer as 2 vrouens het. Ja. O, Ja. Poly, nie bigamie nie, want mono is een vrou, bi is 2 vrouens en poly is vele. Salem. OK. Ek dink die ander woord is veelwywery. Ja, dis waar. Alright. Boosheid. Genesis 6:5. Perverse gedagtes, Genesis 9:22. Geweld, Genesis 10:8. Rebellie teenoor God, Genesis 11. Sodomie, Genesis 19:5. Bloedskande, Genesis 19:32. Wanneer ons hierna kyk, kan ons verstaan hoekom Jesus Satan 'n dief en 'n mensemoordenaar noem. Satan het net een doel voor oë gehad, en dit was om vir homself met die gesag wat Adam aan hom gegee het, 'n koninkryk op aarde te bou. Sy doel was om op aarde te heers en niks sou in sy pad staan om hierdie doel te slaag. Daar is een gedeelte in die woord wat Satan se modus operandi eintlik baie mooi opsom. En jy onthou wat staan dit, ek het dit ook al genoem. die wat opsom? Sy modus operandi, sy Plan doel op aarde, sy plan. Ja, sy plan van verwoesting. Of jyf, Christopie oor. Johannes 10 vers 10, die A gedeelte. Daar staan, en die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. So as jy kyk wat gebeur oral waar hy betrokke is dit steel, slag, verwoes. Met ander woorde, steel ken julle, slag is moord, verwoes is verwoes, vernietig. En ek meen, hy gebruik mense om dit te doen. So gaan kyk almal wat nie die Here in hulle hart het nie, of dalk meer gehoorsaam is aan die Satan as aan die Here op 'n stadium. Doen een van daai 3 goed. Alright. Maar daar's 'n B-gedeelte tot daai vers. Ken julle hom? Dit is deel van die verlossingsplan. Hy sê, maar ek het gekom sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dit is kwaai. So daar's 'n vyand en hy doen dit, maar God het 'n plan. En daar's lewe en lewe in oorvloed. Alright. Soos jy laasweek gesê het, voordat alles enigiets gemaak is, het God klaar plan vir alles gehad. Hy het geweet, ek gaan dit doen, want dit en dit en dit gaan gebeur. Presies. So dit is awesome. Right. Punt 4, die saad van geloof. Weens die toenemende verderf het God in Genesis 6 vers 5 tot 7 besluit om die aarde met 'n watervloed te laat vergaan. Maar in Genesis 6 vers 8 sien ons dat God een mens uit almal vind wat in hom geglo het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Hoofstuk 7 vers 1. En God het vir Noag gesê, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. In Hebreërs 11 vers 7 staan, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. So reg in die begin sien ons dat geloof is 'n vereiste. Want wat sê daai skrif? Sonder geloof
is dit onmoontlik om God te behaag. En dis kwaai, want dit bring ons terug by wat ons reg in die begin, voor ons begin het gepraat. Wat het hy gesê, is dit daai woord? Ek het gepraat oor godsdienstig en wat Tannie het gepraat van, wat is dat? Tannie het 'n woord gebruik. Ritueel. Ritueel, presies. So, 'n gelowige ritueel om te wys hoe gelowig is, beteken niks. Geloof nodig. Okay. Van Abel af, reg deur die res van die Bybel vind ons dat individuele mense deur God geregverdig is, omdat hulle aan hom gehoorsaam was en omdat hulle geloof in hom gehad het. In alle gevalle het God hierdie gelowige mense gered, omdat hulle onwrikbaar op hom vertrou. Dit is opmerklik dat daar deur al die eeue heen iemand was wat op God vertrou het. 'n Persoon wat God in sy planne kon gebruik om die belofte van Genesis 3 vers 15 te vervul. Na Noag roep God vir Abraham, die vader van geloof, in Genesis 12 vers 1 en 2, om op hom te vertrou en volkome aan God gehoorsaam te wees. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys, en ek sal, kom die belofte, jou 'n groot nasie maak, en jou seun, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En dit is nogal kwaai, hoe groot is Abraham se nageslag? Soos die sterre, aan die hemel en die sandkorrels op die strand. Want ons het gelees, dis nie net fisies al die Israeliete wat gebore is, wat uit sy nageslag uitkom nie, maar daai gedeelte wat Diewert vir ons gelees het, almal wat in God glo soos Abraham, word die nageslag van Abraham. Maar die Here het ons ook om te sien, sal jy nageslag maak. Net so. Soveel soos die So, het daai belofte nog 'n waar gekom. Ja. Was Abraham geseën? Ja. Definitief. Is Abraham se naam so groot gemaak dat hy 'n seun verander was? Ja. So al die beloftes wat God aan Abraham gegee het, vir hom toe hy gehoorsaam was om uit sy land uit te trek, het waar gekom. Nog al baie mense net so bietjie net jy besef dat al God se beloftes word waar. Hoeveel beloftes is daar in hierdie woord vir my en vir jou? Nou sal jy van hulle nie waar word nie. God gaan nie teen sy woord. God gaan nie teen sy woord nie, maar ons moet glo. Ja. So dink bietjie net daaraan vir 'n slag. Onthou ons praat nou van Ou Testament jare terug, maar dit geld vandag ook. Baie mense lees hierdie beloftes, maar hoeveel mense twyfel in die beloftes van God? Onthou, mense twyfel nie omdat hulle net sit en alles is op die deur nie. Dit is gewoonlik as die teenkant kom. En dit lyk asof die teendeel bewys word. Maar die rede hoekom hy Abraham hier gebruik vir 'n voorbeeld is, hoeveel teenkanting het hy gekry en hy het nog steeds geglo in God se belofte. Ek meen, hy het uit sy vader se huis uitgetrek waarheen om die beloofde land te kry. So het hy dit gehad. Was daar 'n garantie papiertjie gewees? Nee. Hy moes gegaan het. Hy het nie geweet waar hy gaan en nie, hy het nie geweet hoe. Daar moes hy sy enige gebore seun of enigste seun uit Sara uit. Ek weet hy het baie ander kinders gehad, maar die seun van die belofte moes hy offer. En ek meen, die woord sê hy het geglo
op geloof teen geloof, of teen geloof op geloof. So met ander woorde, sy geloof was so sterk, al offer hy hierdie kind, en daar is nie nog een, wie sal God die kind uit dood het ontdek. Want dis die kind van die belofte, God het dan gesê. So sterk was sy geloof. En baie keer dink ek, ons moet net so 'n bietjie stil raak en sê, okay, ons vat God altyd op sy woord, op sy belofte. En kyk, dit werk ons maklik. As ons siek is, dan kry ons al die belofte oor genesing. As ons ietsie wil hê, 'n nuwe Mercedes, dan kry ons al die beloftes oor finansies. Ek meen ons het daai nuwe Mercedes in die oog. En as ons verlos wil word van hierdie probleem waar ons hier is, dan kry ons al daai goedjies oor dit. Maar al die goeders is waar, mits dit geactiveer word deur geloof. Soos wat glo, soos wat ons moet glo. So, ek dink die Engelse mense praat van blind faith. Aan die ander sonder dat jy sien, vas glo. So right, dis baie belangrik. Kom ons gaan aan, hoe laat is dit, ons gaan baie tyd. So 'n paar bladsytjies. Let daarop dat Abraham geen nageslag gehad het toe God hom geroep het nie. En in Genesis 22:18 vind ons God se doel met Abraham. En in jou nageslag, met ander woorde uit jou saad, sal al die nasies, al die mense van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En ek as jy vat, God roep hom met hierdie beloftes en al die goede, en sy vrou kan die kinders hê. So dit maar net nog een, ek vat jou na beloofde land toe, wat jy nie weet waar dit is nie. Ag jy jou nageslag maak, toe sê al hoe oud, kan nie onthou was die 70 of wat ook al, toe God hom geroep het. Ek meen, as God op 70 vir jou sê, jy gaan groot nasie is, al die mense op die aarde, wanneer jou geseën word, al die goed as dit om beloof het, en ek meen nou wacht jy, so nou die dag ga jy, dink, hoeveel jaar was dit? 20, 24 jaar, 24, dat was so verskrik. En dan dink ek, hoeveel geloof het ons? 'n dag, 'n week. Ons het bedou die maand, maar dan is het klaar. Geloof is klaar, alles is klaar, en maak ons plan. Ja, nee, het is heel lang gewacht van die En dis wat ek sê. Hoekom? Omdat jy na my stem geluister het. God roep Abraham om uit sy vaders huis uit te trek en hom in geloof te volg sodat hy hom 'n nageslag kon gee waaruit hierdie saad, met ander woorde die saad van Genesis 3 vers 15 gebore kon word. God roep 'n man wat geloof in hom openbaar het om vir homself geslag van geloofsmense te verkry, 'n nasie, 'n bloedlyn. Uit wie hierdie verlosser seun gebore sou word, in Malagi 2 vers 15 staan. En hy, met ander woorde, God wat praat, het hy dan nie een mens gemaak nie, alhoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. So God wou weer mense gehad het, met wie hy in 'n vader-kind verhouding kon staan, soos waarin hy met Adam en Eva voor die sondeval gestaan het. Ons sien dat God ook sy belofte aan Abraham vervul met die geboorte van Isak. En uiteindelik, toe Israel 2 geslagte verder uit Jakob se lendene voortgekom het, 12 seuns word, en vir hom gebore, waarvan Juda die uitverkore stam was, uit wie die Messias, uit wie die verlosser gebore sou word. Hierdie agtergrondgeskiedenis is van uiterste belang, omdat ons nooit die godheid van God in die volle kan begryp, as ons nie kennis het oor God se verlossingsplan nie. Hierdie verlossingsplan van God kan weer nooit geïnterpreteer word, losstaande en sonder kennis van God se belofte, dat daar 'n verlosserkind
deur sy eie toedoen uit 'n vrou gebore sal word nie. Kom ons lees weer Genesis 3 vers 14 tot 15. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou saad, nou Satan se nageslag, en haar saad, die vrou se nageslag. Hy verwysende na die mens wat sou kom, sal jou die kop vermorsel en jy sal hom aan die haksteen byt. In Galasiërs 3 vind ons 'n uiteensetting van die vervulling van hierdie belofte, vers 16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad. Dit is Christus, die gesalfde een wat God beloof het wat sou kom. So ek glo julle almal verstaan nou hierdie gedeelte dat alles verwys na Christus. Nie na mense of na ietsie, na 'n spesifieke menseseun wat gebore sou word. En om dit net mooi te verduidelik, want baie min mense verstaan dit lekker. Want hulle dink, ek meen, Jesus het nou daar gewag en toe sê, toe word daar gesê, okay, wie wat jy's een, jy gaan hierdie doel vervul. Die belofte was, of die heel in die begin, soos ons, die mens moet eers. So, die mens het die heerskappy verloor. So, om daai heerskappy terug te vat, kan dit net deur 'n mens plaas. Dan die moederbelofte verwys na hierdie saad. Alright, en deur hierdie gedeelte van Maleagi en al die goed wat ons kan ons duidelik sien dat daai saad verwys na een spesifieke saad. Met ander woorde, na Christus. So daar gaan 'n spesifieke verlosser kom om dit te doen, maar dit moet 'n mens wees. En daar's geen mens op die aarde wat gekwalifiseerd is om die prys van sonde te betaal. Want die skrif sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die geregtigheid van God. So die verlossingsplan van God moes deur 'n mens kom, maar dit moet deur homself kom. Hy moes die saad gee. En daarom is die geboorte van Jesus bonatuurlik. Die Heilige Gees moes Maria oorskaap, sodat die kind wat gebore is, God self kan wees in vlees. God met ons, sê die skrif. Alright. So daarom weet ons, Jesus is nie net 'n profeet of 'n iemand of net nog iemand op aarde nie. Dit was God in die vlees. Alright. En dit is die verskil tussen die Christelike geloof en al die ander honderde gelowe in aarde, op aarde. Want ons sê Jesus Christus is God. Alright. En dit maak 'n radikale verskil. Want God het geweet, hy moet self kom, en hy in die profesie, dan sê hy, kyk, ek sal self kom. Ek dink dis in Jesaja wat hy het sê. En ook in daai ander belofte wat hy sê, en die kind wat gebore sal word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dan dink ek tot vermeerdering van heerskappy sê die laaste gedeelte. So, jy moet die karakter van die verlosser van die saad verstaan wat kom. Want daar is identiteit aan hom gekoppel. 'n Identiteit van krag, 'n identiteit wat heers oor sonde. Alright. En gesag.
Alright, Genesis 3:15 het God gesê dat hy sal vyandskap stel, met ander woorde, God vat self verantwoordelikheid vir die verlossingsplan. Want daar staan, en ek sal vyandskap stel tussen die nageslag van Satan en die nageslag van die vrou, hy verwysende na die verlosser wat uit die vrou gebore sal word, sal kom om die oorwinning wat Satan oor Adam behaal het, geheel en al te vernietig. Reg van die begin af sien ons dat daar net een persoon sal en kan wees wat die heerskappy van die Satan, wat die Satan by Adam afgeneem het, sal kan terugneem. En dit is hierdie verlosserkind wat deur 'n bonatuurlike geboorte aarde toe sal kom. Alright. Wou iets sê, maar ek het vergeet. Dit bring ons by die vraag, wat presies was God se plan met die saad van die vrou, soos hy dit in Genesis 3 vers 15 beskryf? Alright, punt nommer 5. 'n verlosser deur 'n maagdelike geboorte. Alright, kom ons gaan kyk bietjie hoekom is dit so wees. In Romeine 5 vers 12 sê Paulus, daarom, net soos deur een mens Adam die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, so het die dood tot alle mense deurgedring omdat hulle gesondig het. Ek dink ons gaan dit lees, ons sal nou sien of ons dit lees, maar die skrif verwys na daar moes 'n tweede Adam kom. Met ander woorde, dis 'n direkte verwysing om dit wat Adam verbrou het te herstel. En daai tweede Adam is 'n direkte verwysing na Jesus. Ons sal sien of ons dit by kom, anders moet ons dit net soek. Met hierdie woorde leer die Bybel ons dat Adam die toestand van sonde en dood in die wêreld ingebring het en dat die sonde 'n houvas op alle mense gekry het. So Paulus lê die blame van die sonde voor die deur van Adam, omdat Adam die een was aan wie God in Genesis 1:26 gesê het om oor die hele aarde te heers. So Adam se taak was om alles wat op die aarde was aan God se wil en weë te onderwerf. Die eerste mens en sy vrou het dus koninklike gesag gehad. God wou deur hulle sy onsigbare hemelse heerskappy na die aarde uitbrei. Daarom het hy aan die eerste mens die nodige gesag gegee daarvoor. Ons sien dat in Genesis 3 vers 1 verklaar, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Sien julle daai ene? Al die bome. Hy weet presies, ja, hy weet presies, dis daai. Selfs die ouste knoop, ja, is dit nie so nie? lei dit aan 'n lokval as hy sê, nee, dit is nie so nie, God het nie dit gesê nie. En dan antwoord sy. En net daar kry sy voet in die deur. So Satan mislei Eva met die motief om Adam so ver te kry om aan hom onderdanig te word, sodat hy die heerskappy van die aarde kon oorneem. Die oomblik toe Adam van die vrug eet, gaan albei se oë oop en het die teenwoordigheid van sonde in hulle lewe, hulle naak voor God laat staan. Het jy die vrou gewerk en by Adam toe aangekom? Ja. Dit is maar nog altyd die motief. Choose the weakest link. Ja. Ek sê nie, die vrou is nie bepaal is. Ja. Maar partykeer loop hy deur die man, partykeer loop hy deur die kinders. Ja. Waar kom die link is van hy kom, want hy weet as hy hierdie ene het, dan kan hy daai ene kry. Ja, want ek weet nie wie dit geluister te sê, ja, as Satan jou nie kan iets aandoen of jou gebreek kry wat ek al nie,
dan beweeg hy aan na jou familie toe, of jou kinders, of iemand wat na aan jou is, ja, of dan beweeg hy soontoe om jou te by te kom. En onthou, dit gaan altyd jou swakpunt wees. Hy gaan jou altyd op die swakpunt aanval, nie op die sterkpunt nie. Want hy sal nie 'n kans hê jou sterkpunt. En so hy moet die area vat waar jy sukkel om 'n kraak te kry om daarin te kom. Alright, Adam onderwerp die hele aardse koninkryk waaroor hy moes heers aan Satan, deurdat hy die gesag wat God aan hom toevertrou het aan die Satan afgee. Die taak van die verlosser mens wat uit die vrou gebore sou word, was primêr om die sonde wat tot alle mense deurgedring het te vernietig en die dood te ontbind, deurdat hy die saad van die vrou, die Satan se kop sal vermorsel. Hy sou kom om weer te heers soos Adam moes heers en opnuut weer alle gesag aan God se heerskappy onderwerp. En ek meen, deur Jesus se hele bediening was uitgeken deur totale gehoorsaamheid. Ek meen, kyk, ons het dit behandel reg en genoeg met hom na dood. Ek meen, Johannes het dit ook gesê, ek kan nie. Sê, laat dit toe, sodat alle geregtigheid vervul kan word. Absolute gehoorsaamheid. Baie keer as hy gepraat het, het hy gesê, ek doen nie my eie wil nie, maar net wat ek die Vader sien doen, dit doen ek net so. Dui op absolute gehoorsaamheid in sy vlees. Right. Paulus verduidelik dit so, Romeine 5:18 tot 19. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad, met ander woorde, Adam se aanvanklike sonde, vir alle mense, verwys na die hele skepping, tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid, met ander woorde, die kruisdood en die opstanding van Jesus, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, Adam, baie tot sondaars gestel is, so sal dit ook deur die gehoorsaamheid van die een, dan die verlosser wat kom, baie tot regverdiges gestel word. So, hierdie verlosser van wie God in Genesis 3 vers 15 praat, moes dit wat Adam verbrou het in ere kon herstel. Dit is duidelik dat die sonde deur 'n mens ingebring is en dat dit daarom slegs deur 'n mens weggeneem sal word. Julle verstaan nou hierdie 100%. Dit moet 'n mens gewees het. Daarom was Jesus Christus dit volle mens. God in die vlees. God in die vlees. God in die vlees. So dit is, ek meen, dit maak eintlik heel sin. Ja. Alright. Want baie mense wonder nogal oor hierdie goed. En dit is daai vraag wat kom, maar as God alles weet, hoekom het hy nie net in weg is die sonde of 'n woord gespreek? So jy moet verstaan, kan nie teen sy eie woord gaan. Daar moes 'n plan wees. En om daai plan uit te voer, moes hy mense gebruik. Hy kan nie self intervene en net sê, okay nee, hierdie werk en nie, kom ons kyk reg. So God gebruik mense. Daarom vat dinge tyd. Ja. Alright. Dus as die probleem opgelos word in die begin van die fliek, gaan daar glad nie 'n fliek wees nie. Dan moet die Baie interessant, aan die einde. as jy vat in die boek van Ester, ek meen, praat Mordegai met Ester, hy sê vir haar, sê dit nie so, dat God het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie nie, maar as jy dit nie moet doen nie, sal God uitkoms gee van die ander kant af. So luister Ester, jy is geroep vir hierdie verlossingsplan. Jy is geroep om hierdie volk te verlos. Maar as jy ongehoorsaam is,
dan gaan God 'n plan maak van ander kant af. Maar jy gaan val. So, hy gebruik mense, en mense is ongehoorsaam. En eers as hulle gehoorsaam word, partykeer vat dit 'n tydjie. Hulle luister nie die eerste keer nie, dan na 10 jaar luister hulle dan beweeg die plan vorentoe. Alright. So, God kon Satan met die asem van sy mond uitdelg, maar hy kan nooit teen sy eie woord in Genesis 1:26 gaan nie. Hierdie skrif het hy gesê dat die mens oor sy aarde moet heers en heers wat enige ander vorm van heerskappy uitsluit. So God sê in Genesis 1:26 laat hulle heers. So wat daarop wys dat hy sy gesag na hulle afgewentel het om hierdie taak uit te voer. Sien module 3. Onthou julle module 3? Die herstelde gesag. Alright. So die mens moet heers en dit maak dat enige ander heerskappy onwettig is. So verbaas dit julle dat die duiwel het die heerskappy, maar wie moet hy gebruik? Mense. Dan vra jy, hoekom is daar evil mense op die aarde? Hulle word gebruik deur die Satan en sy trawante. En dit is wat mense moet verstaan. Ek is partykeer verbaas. Kom ons sê, daar was 'n moord. Sê maar, hoekom het die Here dit nie gekeer? Mense sê dit. En baie keer uit daai hartseer. En ek meen, die hartseer is dit is 'n feit. Ek meen, dit is seker verkeerd, is nie lekker nie. Maar dis nie die Here se skuld nie. Daar's 'n vyand wat heers op aarde en jy sien dit. Alright. Deuteronomium 18:5. Ons het nie meer baie oor die hoeveel bladsy ons bly. Jy moet vir my sê as jy moeg is, dan kan ons Jumping Jacks. ja. Dis kos swats. Daar sê, jy moet fokus. Hier is baie inligting, ek weet, partykeer word die brein bietjie oorlaai. So, met ons, as ons asem daar met julle van sê, dan gaan ons die push-ups doen en dan jumping jacks, wat sê ander nie wat aan julle doen? Wat sê jy sê sports? Nee, ons doen nie burpees, hard burpees. Ek doen nie burpees. Wat is dit? Dis as jy koud gedrink het. Burpees is baie sleg. Dis as jy spring reg op, dis daai wat hulle so doen. Hulle spring so op en dan spring hulle so uit en dan weer op. As ek kan jy nou maak, is alle as die res wat maak. Maar Ek kan ons as ons skater. ek kan julle doen dit met bootcamp. Nee, maar ek kan dit in die weermag. In die weermag, het julle dit in die weermag gedoen? Ja. Maar nee, ek kan dit nie saam doen. Jy sien ons ek doen dit so. Nee. Maar dan, jy doen hom so, jy spring op en dan uit. En dan op en dan uit. En dan op en dan uit. Okay. Soos ek hom nou gedoen het is swak. Inos is sal ek. Alright, kom ons kyk. Deuteronomium 18:15. Beloof God aan Moses dat hierdie verlosser uit Israel sal kom met die woorde: 'n profeet uit jou midde, met ander woorde onder die mense, uit jou broers uit Israel, soos ek is, verwysende na Moses se verlossingstaak, sal die Here jou God vir jou verwek. Verwek, met ander woorde, deur geboorte. So as jy kind verwek, dan beteken 'n kind word gebore. Na hom moet julle luister. Dit is een van die beloftes in die Ou Testament, vers 18. 'n profeet sal ek vir julle verwek uit die midde van julle broers, soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle alles sê wat ek hom beveel. So uit hierdie skrif is dit duidelik dat God self verantwoordelikheid neem vir hierdie spesiale geboorte wat moet plaasvind. Die woord verwek in Hebreëus is ek weet nie hoe sê dit nie.
'n verskriklike woord, so enige Hebreeus sprekende persoon. Okay, iets vir my. Okay. Kom. Alright. To rise. So God sê dus Moses dat hy self sal 'n verlosser uit Israel laat opstaan in wie se mond hy sy eie woorde sal lê. 1 Korintiërs 15:45 en 47 lig Paulus die sluier oor hierdie verlosser wat sou kom. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam 'n lewendmakend gees. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens, wie is hy? Dus Jesus in die vlieg. Hy is die Here uit die hemel. Alright. So met ander woorde, God wat mens geword het. Dis die tweede. God wat mens geword het. En ook interessant, lewendmakend gees, die tweede Adam. So, in die sondeval het jou gees dood. So, hy het gesê, God het gesê, as jy van die boom eet, sal jy sterf. Alright. So, Adam en Eva het nie fisies gesterf nie, hy het geestelik gesterf. So, daarom het jy die lewendmakend gees nodig, sodat jou gees weer lewend kan word. Anders is jy vir ewig dood sonder God. So jy het God nodig vir lewe. Alright. In die lig van Jesaja 14 vers 10 tot 15, Esegiel 28 vers 14 tot 18, sien ons dat die Satan, hier is daai stuk, ons sal nou lees, dat die 'n gerub was, wat gedurende die tydperk voor die skepping van die aarde teen God gerebelleer het. Satan is dus 'n gevalle engel van wie Jesus in Lukas 10:18 sê. Alright, kom ons lees eers die Lukas gedeelte en dan gaan ons begin met daai twee Ou Testamentiese gedeelte. Wat is 'n gerub? Engel. Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. En in Openbaring 12 vers 7 tot 9, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp. Ja, daar was daai Michael, was dit nie, want ek het ergens gehoor of gelees, sy naam was nie aanvanklik Lucifer nie. Maar ek het gehoor die duiwel het baie verskriklik. Michael, soos ek verstaan, dit is die aardsengel, die hoofengel. Wow, dus kom ek nou net vra, wie is die? Ja. Satan se naam was Lucifer, ek weet nie of hy 'n ander naam het nie. Ja, dus kom ek nou net vra, ek het, wat het, Terwyl Tannie daai Bybel raak op, dit gaan Tannie vir ons Esegiel 28 kry. Sorry, So die draak was Lucifer. Was dit? Ja. Alright. Nog al gooi die woord weg, kan jy daai vraag gevra en hierso is al die verse. ja, So ja, ek kon nie onthou, mens onthou nie alles nie, want so sê, dit is baie ryk, en dit weer en weer. ja. Alright, Jesaja 14 vers 10 tot 15 staan. Hulle hef almal aan en sê vir jou, ook jy het kragteloos geword, soos ons, jy het soos ons geword. Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe, onder jou is wurms, as 'n bed gesprei, en die maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, môre ster,
seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef oor die sterre van God, en sit op die berg van saamkoms, in die uithoeke van die noorde. En ek wil klim oor die hoogtes van die wolke, en my gelykstel met die Allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Jesegiel 28, vers 14. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskik, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as 'n onheilige van die godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskik. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee vir die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, en jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Ek sommer vers 19 oplees, die laaste vers. Okay. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword, en daar sal nie meer wees tot in ewigheid nie. Daar sal nie meer wees tot in ewigheid nie. Alright, so die Bybelkommentare sê al hierdie skrifte verwys na die val van Satan. En soos julle sien, daar praat van hy was 'n gerub, hy was 'n engel. Daar praat van hy was, een gedeelte praat van die hart, ander gedeelte praat van hoe mooi en sy skoonheid hy gehad het. En dan sê dit, hy wou hom verhef en hom gelykstel met God. Met ander hoogmoed, en daai geskrif ook gestaan, daar was hoogmoed in hom gevind. Wat is daai koophandel wat hy van praat hier? Wat is dit wat hy sê? Ek is nou nie doodseker nie, maar Ek weet nie, dis is snaakse woord. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld geval. Jy het gesondig. As dit gierigheid. Ek dink dit is so iets. So ek sê ek dink dit vir my is die brandpunt wat al daai goeders het teruggekom na hoogmoed. Hy het so groot geword in homself dat omdat hy die alles gehaat het. Ek meen dalk verwys hy koophandel na alles, want kyk koophandel met ander woorde dit verryk jou. Ja, onthou geld. Hy's geskape, so dis een ding wat jy mooi moet verstaan. Die skrif is uitdruklik dat hy's nie van altyd af nie. Hy's deur God self geskaap, maar hy het hom verhef hoogmoed gehad. En daar het hy sy die val geplaas. So reg van die begin af, van die Bybel af, was Satan in 'n stryd teen God gewikkeld. Ons sien dat God hom en sy volgeling engele uit die hemel uitwerp. En dit het aanleiding gegee tot die haat in Satan teenoor God en sy skepping. Dit is duidelik dat die mens net 'n middel tot sy doel was. Voor sy val uit die hemel wou hy God ontroon. En vandag is dit steeds sy doel om die voorwerp van aanbidding te wees. In Lukas 4 vers 6 sê Satan vir Jesus: Ek sal u al hierdie mag gee
en hulle heerlikheid, want dit, met al die mag en hulle heerlikheid, is aan my oorgegee deur Adam, en ek gee dit aan wie ek wil. So daar is daai skrif van Lukas wat ek vir julle sê. En wat my net interessant is, want wat wil hy hê? Wat het Jesus gesê in daai versoeking? As hy neerval en my aanbid. Met ander woorde, hy wil God wees. Alright. So as God dan sê dat hy self vyandskap sal stel tussen Satan en die mens, bedoel God dat hy self sy vyand in die gestalte van 'n vleeslike liggaam sal kom oorwin. En ek moet sê as ek dit weer lees en dan as ek so stil staan, dink ek net God is awesome. Wie wat sy plan is so ver, as jy dink aan dis die verlossingsplan. God gesê, wie wat daai vyand ek gaan kom, ek gaan ek sal hom vir jou. Ek sal self verantwoordelikheid vat en hom en alles herstel. Ek meen dit is amazing. Dit is vir my regtig baie. Wie van ons sal ooit dit wil uitdink? Ja, so het God geweet, mense gaan sondag en die Here was vir ons gesterf het om ons sonde, om ons vry te maak. So kan ons weer ons pad na hom toe terugbring, so die duiwel kan draai. Ek dink dit hier kom hierdie vyand van God, en hy kom en hy vernietig die mensdom. En God sê, jy gaan dit nie reg kry. Ek gaan kom en ek gaan jou kom van ons. Ja, God is groot. Dit is kwaad. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 15:47 dat hierdie tweede mens die Here uit die hemel is. Dit beteken dat die beloofde verlosser deur 'n menslike geboorte sal kom, maar dat die Gees in hom God se eie krag en gees sal wees. Dis hoekom Paulus in 1 Timoteus 3:16 sê, en hoor hierdie vers, en onteenseglik, met ander woorde onweerspreeklik, jy kan dit nie weer lê nie. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. As iets verborge is, jy het sommer net sien. Die godsaligheid, wat is die godsaligheid? Met ander woorde, God se saligheid, God se vrede, God se verlossing. So, onteenseglik, die verborgenheid van God se verlossing is groot. Wat is dit? Dubbelpunt. God is geopenbaar in die vlees, met ander woorde in 'n menslike liggaam, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Ek moet vir julle sê, hierdie is 'n kragtige vers. En interessant, daai woordjie verborgenheid teken iets hidden in plain sight. Dis hoekom die Jode nie kon sien Jesus Christus is God met ons, is Immanuel. Hulle hele Ou Testament se beloftes is 'n direkte vingerwysing na hierdie gebeurtenis toe. Maar hulle kon dit nie sien, want dit was vir hulle verborge, of hulle godsdienstigheid of rituele het hulle verblind dat hulle dit nie kon sien. En ek meen hierdie selfde Paulus wat hierdie woorde skryf, kon dit nie sien. En daarom skryf hy die woorde onteenseglik. Die verborgenheid van die verlossingsplan is groot. God is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, verskyn aan engele, verkondig onder die heidene, geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Die verlosser wat sou kom, sou niemand anders wees as God
wat onsself in die vlees geopenbaar het nie. Dit is hierdie feit waarna Paulus verwys as 'n verbondenheid. Die profeet Jesaja profeteer, Jesaja 7:14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. En ek meen, as jy dit nou lees, dan is dit so voor jou lig. Dis al baie. Hoekom sien jy dit nie? Hoekom sien mense dit nie? Hier staan dit. Kyk mooi. Die Here sê, ek sal self die teken gee. God self. Kyk, die maagd sal swanger word. Met ander woorde, bonatuurlike geboorte. En 'n seun baar en hom Immanuel noem. En ons weet daai stukkie verder waar die engel aan Josef verskyn, wat sê hy vir hom? Nee, oor die naam van die kind. Ja, ek kon gesê om Jesus nie. Want dit sal Immanuel genoem word, wat beteken God met ons. Hier profeteer Jesaja dit. En daar in die Nuwe Testament verskyn die engel aan Josef en hy sê dit vir hom, presies hierdie woorde. So ons sien dat God hierdie profesie letterlik vervul in Maria se lewe. Daarom lees Matteus 1:18-23 as volg. Die geboorte van Jesus was dan so. Toe sy moeder verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Hoeveel dispuut het ek al gehoor hieroor. Ou John Lennox sê in een van sy debatte, want toe hulle sê, ja, maar dis 'n storie, man, sy hoe sê by die egtelike kind gehad, verhouding gehad. Toe noem hy daai stelling, hy sê vir daai ou, Josef wou van haar skei. Hy het presies geweet waar kom babatjies vandaan. Dis iets hier, so hy het presies geweet, jy het ons is droog gemaak, jy is Lorete. Maar hoekom het hy nie? Hoekom het sou enige ander mense dit gedoen het? Want die engel het aan hom verskyn en vir hom gesê, so dit sê vir jou, hier's iets spesiaals aan die gang. Dis nie 'n cover-up of 'n storie. Right. So sy swanger bevind deur die Heilige Gees, hierso staan dit, en Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voortgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees, sy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem. Hoekom? Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit alles het gebeur sodat die woord vervul sou word wat deur die Here deur die profeet gespreek is. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Sien julle 'n direkte vervulling van die Jesaja skrif wat ons net gelees het? So Jesus Christus, ons verlosser, is niemand anders nie as God met ons, wat homself agter die voorhangsel van 'n menslike liggaam verberg het. En weet julle net, dis presies, die skrif is so akkuraat. In die Ou Testament was daar voorhangsel, ons praat van typerings. Want niemand kon in die allerheiligste ingaan nie, behalwe die hoëpriester een keer 'n jaar met bloedvergieting. So hierso staan God agter 'n voorhangsel op aarde wat die vlees is. En ook as ek dit nog verder wil vat, die oomblik toe hy sê
dit is volbring, en hy asem uit, toe skeer die voorhangsel. Tjat. Alright. So, in Lukas 1:30 tot 35 vind ons Lukas se weergawe van die aankondiging van Jesus se geboorte. Die engel sê vir hom, die vrees ons is amper klaar, jy moet net vasbyt, jy hulle burpees doen. Ek het Ons kan nou gaan van. Ek het klaar. Alright. Maria, Daai nie straai nie. Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk, sy heerskappy, sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En dit is baie belangrik. So verstaan julle waar kom die seun vandaan? En dit is hier's 'n tegniese punt wat mense raak baie keer verwar. Hulle sê, okay, ek meen, daar's 'n seun wat in die hemel gesit het, maar dit is duidelik hier dat hy praat van toe die geboorteproses plaasvind. Hy sê, die een wat gebore sal word, sal seun van God genoem word. En ek meen as jy vat sy direkte parallelle gedeelte van is dit Matteus wat ons nou net gelees het. Hierdie is nou Lukas, ons het Matteus. Hy is Immanuel, God met ons. So God met ons en seun van God is dieselfde persoon, dieselfde mens. Alright. So moenie verwar word nie, dit is dieselfde eenvoudig dit staan so. So daarom sê ek vir altyd, nie net een stukkie lees en hol gaan. Veral as dit by die evangelies kom, dis my so kwaai, want dit is elke een se verwysingsraamwerk as ek so kan sê, oor die gedeelte. So lees al die evangelies en bring dit saam. Met hierdie woorde is dit duidelik dat Jesus Christus in sy menslike hoedanigheid die saad was, waarna God in Genesis 3 vers 15 verwys het. Jesus is Immanuel, met ander woorde, God met ons. So versoen God die verlore wêreld met homself, deur die gestalte van 'n mens aan te neem. Paulus bevestig dit in 2 Korintiërs 5:17 tot 19. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hoor mooi, 'n nuwe skepsel. Brand new. 'n Nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Die sondige mens, die verlore mens het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met onsself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie. Dit is die verlossingsplan. Dat God het versoening kom bewerkstellig tussen hom en die verlore mensdom, sodat elkeen wat glo 'n splinternuwe skepsel kan word en nie meer bly in 'n ou toestand van verlorenheid. Julle kan nou sê amen, halleluja, prys die Here.
Anders toe was ons almal verlore, sonder hoop, sonder God. Maar hier kom die Here, ons het nou Evangelis 3 vers 15 afgekom, tot hierso, waar hy daai proses, dit wat Adam verloor het, om herstel het, sodat ons weer verhouding met God kan hê. Ek moet vir julle sê, wow, partykeer dink ons nie so diepte daaraan nie, maar die wat partykeer moet ons bietjie daaraan dink. Ja, want anders was alles verloor as die Here nie Wat gekom het en daardeur het hy sy grootheid geopenbaar. Ek bedoel, sy almag eintlik. Sy almag. As boerdery almal wat vir reg gelewe het, dan was dit verloor. Was jy Spy die wurms kom weer, spy die wurms kom weer, spy die wurms. Is dit alles waarvoor jy weet, wat sy lewe? Nou, as almal van hom gelewe het, was beeste, wat sy lewe is dit? Ja, nee, dit is so. Maar hier kom die Here met hierdie plan. En ek meen, omdat hy nie teen sy eie woord kan gaan, moet die plan totaal en al geregtigheid, sonder reining is. So dit is doelgerig. En daar's 'n belofte vir 'n doelgerigte verlossing wat gekom het, wat hierdie probleem waarmee ons almal sit, kom wegvat. Sodat ons nie kan leef. En weet julle wat is die beste van dit? Ek nie die ou mantra geleer nie. Die ou Bybel. Die Here sê hy is weg. As jy glo, maak ek jou nie, sonder sonde, in geregtigheid voor my, sodat jy aanneemlik kan wees vir my. En so vir die res van ons. Anderste, wat kan ons weer bied? In ons sondige natuur kan ons niks ontdien, ons verloor, ons is gone. En dit is wat hartseer is van mense wat glad nie die Here ken of 'n pad van hom wil stap nie. Ek weet nie hoe mense dit so nadat die Here dit alles so vir ons gedoen het. En weet julle wat is hartseer, en ek het al baie gehoor, veral by ateëste of mense wat glad nie wil glo. Sê wat se wrede pa stuur sy eie seun, en wat se God doen dit en dat en sis en so. Maar dis omdat jy verlossingsplan verstaan. As jy verstaan, soos ons nou gesê het, wat God se plan, hoe dit bewerkstellig het, dat hy self gekom het in die gestalte van 'n mens en daai prys kom betaal. Dis 'n persoonlike betaling van die God van die heelal. Hoe meer persoonlik wil jy hê? Hoe meer liefde wil jy hê? Maar omdat hulle nie die plan verstaan, gooi hulle hierdie skerpse en messteek. Maar as jy die plan verstaan, dan verstaan jy die God wat 'n geslag, 'n fisiese koninkryk van sy hemelse heerlikheid op aarde wou vestig. Wat daai verhouding met die mens gehad het, dat hy dit wou kom herstel en dan as 'n vyand dit gesteel het. So dit is, ek moet sê, hierdie is altyd vir my 'n amazing wees. En dit, wat jy laas keer gesê het hy in sy goddelike almag, en wat het jy gesê, in sy alsiende, Voorkennis. ja, sy voorkennis en sy alsiendheid, het hy dit geweet, het hy dit reeds in plek gehad, omdat hy moeilikheid verwag het. En as jy dit weet, dan my brein kan dit nie eens mooi uitdink nie, hoe groot en hoe wonderlik moet hy wees om so plan voordat dit gebeur het, klaar te werk. Ja, en nie net dit nie, hulle dus in die kerk soos hierdie geslagsregister, nee, of van die Here, of die lyn moet wees, waaruit die verlosser gebore moet word, nee, hoe hy daai elkeen se lewe so beplan, laat dit so werk en alles bedoel. Wie kan dit uitwerk? Wie kan dit doen? En als jy 'n naam by die Here nie ken, ek ken hom vir ons naam en hy weet klaar. Voordat jy geraak, het jy geken toe jy nog in die moederskoot was. Ja. Reeds. En al daai goeders was om sy grootheid, sy
goddelikheid aan die mens te bewys. Hoekom sal 'n vrou wat nie kan swanger word, wat 90 of hoeveel jaar oud is, swanger word? Sodat ons kan sien, dis hy. Dis nie 'n oepsie of 'n glipsie of 'n toeval. Dis bonatuurlik. Dis nie random nie. Net so. Dis nie random nie. Dis 'n goddelike pad.